Hallo maats en welkom terug by nog 'n episode van Wat wil Jesus ons leer? Vandag kyk ons na Rigters 6 tot 7 en hoe God vir ons krag gee vir sy plan. Ons kyk ook na Gideon se oorwinning. Israel het in groot moeilikheid verkeer weens die onderdrukking van die Midianiete wat voortdurend hulle oeste en diere gesteel het. Die volk was bang en het in grotte en wegkruipplekke geleef om van die Midianiete af weg te kom. Gideon, 'n gewone man uit 'n klein stam, het ook bang gevoel. Hy was besig om koring in 'n wynpers te dors om weg te kruip vir die vyande. Terwyl Gideon besig was, het 'n engel van die Here aan hom verskyn en gesê: "Die Here is by jou, dapper held." Rigters 6 vers 12. Gideon het gevoel dat hy nie sterk genoeg was om Israel te help nie en het getwyfel oor sy vermoëns, maar God het hom verseker dat hy by hom sal wees en hom die krag sal gee om Israel te bevry. God het Gideon opdrag gegee om 'n leer bymekaar te maak en aanvanklik het hy 32,000 mans gehad, maar God het gesê dat die leer te groot was en dat Israel dalk sou dink dat hulle op hulle eie krag gewen het. Deur verskeie toetse het God Gideon se leer tot slegs 300 manne verminder. Selfs met so min manne het God vir Gideon 'n plan gegee. Hulle moes in die nag om die vyand kamp opstel met trompette, fakkels en erdekruike. Gideon en sy manne het die kruike gebreek, die fakkels opgehou en die trompette geblaas. Die Midianiete het in verwarring geraak, op die vlug geslaan en mekaar aangeval. God het Gideon en die 300 manne gebruik om Israel te bevry en hulle het 'n groot oorwinning behaal sonder om direk te beklei. Maats, wat kan ons hieruit leer? Gideon het aan die begin bang en onseker gevoel. Hy het nie geglo hy was sterk of dapper nie, maar God het in hom 'n dapper held gesien en geweet dat Gideon die leier kon wees wat Israel nodig gehad het. Hierdie verhaal wys dat God ons krag gee om sy planne uit te voer, selfs al voel ons swak of klein. Nog 'n les is dat God se plan anders, maar altyd beter is. Al het dit snaaks geklink om 'n leer met net 300 manne en fakkels en trompette in die donker te gebruik, het Gideon op God se plan vertrou en dit het gewerk. Die laaste les is dat God altyd die beste in ons raak sien. Ons hoef nie sterk of dapper te voel om deur God gebruik te word nie, want God weet wat ons kan doen en hy help ons om dit te bereik. Maats, ons kan 'n praktiese oefening doen om ons te herinner aan Gideon en sy dapperheid. Skryf jou dapperheld kwaliteit neer. Dink aan iets waar jy nie altyd dapper of sterk voel nie en skryf dit neer en onthou dat God 'n dapperheld in jou sien. Bid tot God en vra hom om vir jou daardie dapperheid te gee, om daardie taak waarvoor jy so bang is, te voltooi. Hier is 'n paar vrae waaroor jy kan nadink wanneer jy weer Rigters 6 tot 7 lees. Waarom het Gideon gedink hy is nie die regte persoon om Israel te help nie? Hoe het God Gideon se leer kleiner gemaak en hoekom het hy dit gedoen? Hoe het God Gideon en sy manne gehelp om die vyande te oorwin? En laastens, hoe help hierdie storie ons om te onthou dat ons krag van God afkom? Daar sy maats, my gunsteling gedeelte uit hierdie 2 hoofstukke is Rigters 6 vers 12. Die Here is by jou, dapper held. Onthou dat God ons dapper noem, selfs wanneer ons onseker voel. Met God se hulp kan ons sterk en moedig wees, maak nie saak hoe klein of bang ons voel nie. Tot volgende keer, totsiens!